Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ons kyk vandag weer in die woord in en ons bid, vra dat die Heilige Gees vir ons iets sal uitlig. Selfs uit hierdie gedeelte uit wat jy nou gaan kyk, mag die Heilige Gees vir jou iets uitlig wat spesifiek op jou van toepassing is. Wat jou gaan help om meer soos Jesus te lyk en te leef. So, vandag is ons by Markus hoofstuk 12 en ek lees vir jou vers 42 tot 44 en die tema is alles waarvan sy moes lewe. Markus 12:42. Toe kom daar 'n brandarm weduwee en sy gooi net 2 klein geldstukkies in. Daarop roep Jesus sy disippels na hom toe en sê vir hulle: "Weet verseker, hierdie arm weduwee het meer in die offerkis gegooi as al die ander. Julle sien, almal het ingegooi vanuit hulle oorvloed, maar sy het, arm soos sy is, alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes lewe." Ons verwys gewoonlik na hierdie storie as 'n baie mooi voorbeeld van hoe God kyk na wat in ons hart is wanneer ons finansiëel gee en nie noodwendig na die hoeveelheid kyk nie. Gee ons met 'n blymoedige hart of gee ons uit 'n hart van spyt? Of ons sal sê dit gaan nie oor hoeveel jy gee nie, maar hoeveel jy terughou. Dit is sekerlik alles waarhede wat ons uit die storie uit kan vat. Wat vir my vandag opval is die frase wat sê, sy het alles ingegooi wat sy het, alles waarvan sy moes lewe. Alles. Ek wonder of ek dit van myself kan sê. Gooi ek alles in? Gee ek alles vir God? Is al my tyd, al my talente, al my geld, is dit alles tot God se beskikking? Behoort alles wat ek het aan hom? Of hou ek in die geheim iets terug? Soos wat Ananias en Safira later sou doen, waar hulle teruggehou het. Of is alles beskikbaar? Dit wat ek terughou, dit sal my hart verhard. Dit sal my bederf. Dit word 'n afgod in my lewe. Dit wat ek gee, dit maak my vry. Dit sal lewe gee. Ek wil alles gee, soos hierdie weduwee. Alles vir God as aanbidding. My tyd, my geld, my talente en my vermoëns. Alles tot sy beskikking. Ek weet God vat nie alles nie. Hy laat my toe om te leef en te gebruik, maar is alles tot sy beskikking? Gee ek alles in beginsel vir hom? En wanneer hy vra, het ek nie dit vas in my hande nie, maar dan is dit beskikbaar vir hom om te gebruik, soos hy wil. Kom ons bid saam. Heilige Gees, help my om my alles op die altaar te plaas, alles van my lewe los vas te hou. Nie, 'n goeie rentmeester te wees met alles wat ek het, maar nie daaraan vas te hou asof dit myne is nie, maar dat ek dit beskikbaar kan stel en sal gebruik tot eer van u koninkryk, tot eer van u naam. U is in elk geval die een aan wie dit alles behoort. U is in elk geval die een wat vir my sorg en wat vir my tyd en geld en talente en vermoëns gee. Mag u verheerlik word daardeur in Jesus naam. Amen. Deel hierdie met iemand vandag en mag jy 'n wonderlike dag, geseënde dag verder hê. Tot ons weer saamgesels.